Jy's nou geskakel op Groot Plaas en is lekker om ou vriende van die program weer te verwelkom. Benny van Zyl van TLU is vanoggend weer terug hier by ons. Benny, welkom. Lekker om jou te sien. Ja, Dobie, baie dankie. Altyd 'n voorreg om saam met julle te kuier. Hoor jy nou, ons het obviously dit is 'n moeilike tyd om bietjie te gesels want die back and close seer is 'n groot kopseer vir soveel boere daar buite. Maar daar's 'n bedryfskoördineringsraad wat nou aangestel is deur die minister. Wat is die hoofdoel van hierdie raad nou? Ek dink ons moet vir mekaar sê dat hierdie hele bedryfskoördineringsraad het die minister gepoog om nou die landbousektor se praktyk ook tafel toe te bring. Hy het die taakgroep gehad van die veeartseny, die mense wat wetenskaplik na die goed kyk. Ek het die hoogste waardering vir die rol wat hulle speel, maar nou het ons die praktyk van boerdery ook tafel toe gebring. En ek dink die taak wat ons daar gaan hê is om ook te help die kwessie van regtig te kyk hoe gaan ons hierdie ding so gou as moontlik, so effektief as moontlik hanteer. Want dit gaan 'n groot klomp aspekte insluit waarvan ek dink enstof, verkryging en verspreiding en toediening nou die krities belangrikste ene is. En daarvoor is die koördineringsraad reeds besig om 'n bepaalde seksie 10 aansoek in te dien. Ek glo hy sal selfs vandag ingaan en dan gaan dit die ding ook afwentel na die privaat sektor se kant toe. Dit is nou nodig want ons weet die staat het nie die kapasiteit nie. Ons moet daaroor iewers eerlik raak en dit sommer reguit sê ook, jy weet, jare se kaderontplooiing het kundigheid vervang met mense wat in stoele sit en nie noodwendig die wil, die kundigheid of die kapasiteit het om goed uit te voer nie. En dit bring vir ons 'n baie groot probleem. En nou dink ek gaan ons vir die eerste keer by die posisie kom soos ons met brucellose destyds het hulle ook so 'n seksie 10 aansoek gedoen. Hy is ook afgewentel na die privaat veeartsy en die hantering van dit daar. Want brucellose is net soos back and close seer ook 'n staatsbeheerde siekte. En as redes hoekom dit so moet wees, ons kan daaroor ook net nou gesels. So ons dink hier is 'n geleentheid om insette te gee. Die groot vraag is, hoe gaan die insette hanteer word? Jy weet ten opsigte van hoe gou gaan hulle daai mandate gee, hoe gou gaan die ding daar uitgerol word? Want dit is wat almal nou vra. Selfs die manne wat litigeer is besig om die boere se versigtiging eintlik net te vra is, bring dit ook na ons kant toe. Weet en doen dit vinnig. Ons het nie noodwendige probleme met die wetlike proses nie, Dopie. Ons het 'n probleem met die spoed en die vertraging en die onvermoë van die wetlike proses. Dat die ding gestruktureer moet wees is in ons belang ten opsigte van uitvoermarkte en alles. Maar doen dit reg en dit is waaroor die hele geveg moet gaan. Nou, Benny, waarom is die samewerking nou tussen die regering en natuurlik die bedryf so belangrik in die stryd vir ons om hierdie back and close tot 'n einde te kry? Hierdie is 'n saak wat boere op die oomblik van hulle plase afval. Hierdie is besig om 'n Suid-Afrika probleem te raak. Hierdie is 'n geval van dat ons is besig om ons voedselsekerheid in gedrang te bring. En enige verantwoordelike rolspeler sal nou optimaal tafel toe gaan en sê, hoe kan ons al die kapasiteit tot by hulle totale vermoë en wat hulle kan bydra gebruik om te sê, kom ons los hierdie probleem op. Dopie, ek wil 'n opmerking maak. Ek kan baie warm lig in die opstuur oor die geskiedenis van hierdie proses, met reg ook. Daar's bitter baie foute gemaak. Daar's voete gesleep, daar's drastiese foute gemaak. Hierdie goed kom oor 20, 30 jaar wat gemaak het dat ons 'n onderste poort verloor het, 'n LNR verloor het. Dis die mense wat die dinamika moes openbaar rondom die goed. Maar ons by die koördineringsraad het vir mekaar gesê, ons is vandag hier. Wat moet ons nou doen om die dag van môre beter te maak? Ons kan baie energie insit oor die geskiedenis. En soos ek sê, elke ou kan 'n baie harde en met reg verduideliking gee oor wat het skeef geloop, maar dan sit ek nog net waar ek is. En ons het besluit, nou moet ons skouer aan die wiel sit en te kyk, hoe gaan ons hierdie ding so gou as moontlik vorentoe vat in belang van die bedryf, in belang van landbou. Dit is al wat ons daar probeer doen. En nou sal die ministerie en die departement moet wys, kom hulle tafel toe, want hulle het dit daartoe verbind. So dit is nou die interaksie wat ons het. Ons het seker al 5, 6 vergaderings gehad van verlede Dinsdag wat hierdie koördineringsraad bymekaar geroep is. En as dit nie 'n geval van mense sê, ja, daar praat hulle net weer nie. Ek is verstom oor die uitkomste wat elke keer daar gedoen word, om seker te maak dat ons binne die wet hierdie ding so gou as moontlik dan wel geprivatiseer kry soos wat hy kan. Die inbring van die enstowwe. Minister het hom klaar verbind daartoe. Jy weet dat Dunewerks en dan Design Biologics, die twee brande, sin wat ook deur Pirbright reeds dan so gesanksioneer is, dat dit wel hier immuniteit gee. Jy kan nie net inbring nie, jy moet seker maak jy bring iets wat gaan werk. Korrek.
en jy moet dit reguleer. Hier het mense, dit is na bewering, dit word so gesê, die minister het dit oor die radio ook gesê, onwettig enstowwe van Kenia af ingebring, wat 2 nuwe stamme in Suid-Afrika nou ingebring het. Dis nie wat ons nodig het nie. So ons pleit by almal, kom ons werk saam, maar almal moet saamwerk. Ook die departement. En ek dink die minister wil saamwerk. Dis hoekom hierdie mense vra, help my. Hy het gesê regtig, ek pleit by julle, help my dat ons saam dit kan doen. Ons gesê minister, die beginpunt van enige strategie is, jy moet so eerlik wees oor jou eie vermoë en kapasiteit, dat jy jouself seer maak. Dit is vir hom gesê, en dan bedoel ek nie homself alleen nie, ek bedoel die mense wat hom die onderbou moet gee, want dit is waar die groot probleem lê, oor 30 jaar opgebou, nee, afgebreek, en dit moet aangespreek word en reggemaak word. Nou, Benny, net gou voordat ons na die breek toe gaan, hierdie koördinasieraad wat jy nou van gepraat het, watter sektore sluit dit in en wie word almal in die raad verteenwoordig? Hulle het nou hierdie 9 mense gekies. Dit sluit nou in die gesplete hoef bedryfsorganisasies, soos die varkboere, SAPO, die RPO, die rooi vleisprodusente organisasie, die MPO, die stoetteelers. Alhoewel hulle het nou gegaan en gesê, watter bedryfsorganisasies is daar wat lede het wat spesifiek in daai bedryf dan produktief is en hulle boerderybedryf. En dan het hulle ook ingetrek vir Agbus wat landboubesighede verteenwoordig, want ons het daar ook nodig om met die finansiële instellings te praat. Dit is natuurlik 'n ander groot doodsteek. Van boere se kontantvloei raak nou 'n baie groot krisis. Nee, dit is al lankal ene. En dan het hulle ook ingetrek RMS wat die koördinerende meganisme is om dan nou oor die rooi vleisbedryf te koördineer, en dan het hulle ingetrek vir vir Alfasa, vir AgriSA en vir Telie Suid-Afrika om dan die organisasies wat boere verteenwoordig meer op die beleidsvlak om hulle ook te betrek. Almal is nie betrek nie. Ek persoonlik sou graag wou sien dat die wildbedryf ook daar is, want buffels is draers, jy weet dat hulle ook 'n rol speel in die uitvoering van dit, maar ons het kommunikasie met dit, met hulle en met verder. Saai byvoorbeeld ook, is ook rolspelers wat ledebasis het. Weet, dis mense wat moontlik daar moes wees, maar het gesê, hulle gaan die groep nie te groot maak nie. Ja. En ons het kommunikasie met al hierdie mense deurlopend. Kom ons brei nou 'n bietjie verder uit. Benny van Sail van TLI Suid-Afrika ons gesels oor die nuwe koördineringsraad rakende die back and close. En ons is nou weer terug, tyd nou eers vir die groot plaaskalender. Is ingeskakel op Groot Plaas saam met ons in die ateljee vandag Benny van Sail van TLI Suid-Afrika. Ons gesels oor die koördineringsraad en die jongste rakende in die huidige back and close uitbreking. Nou Benny, die situasie is krities. Ek weet dit is groter as wat dit nog ooit was. Hoe ernstig is die situasie werklik? Weet jy, Doopie, jy het die regte woorde gebruik. Dis krities verby. Ons is besig om boere te verloor. Baie melkerye gaan toemaak, reeds toegemaak. Jy sien jou hele jaar lank se opbou van genetika en van dinamika, stoetteelers wat absoluut kwesbaar en broos is. Hierdie is 'n proses van jarelange opbou, oor geslagte heen, en hier spoel dit die drein af in in 'n oogwink. Jy is besig om bedryfsvertakkings te verloor, kapasiteit te verloor. Dit is 'n aanslag op die toekoms van die veebedryf. Hierdie is 'n skrikwekkende meganisme. En ek wil net dit sê, hierdie is totaal buite die verantwoordelikheidsvlak van die boer daar op sy plaas. Ja, daar is ongelukkig boere wat ook onregmatig vee verskuif het en moontlik gehelp het om te versprei. En ons wil vir almal pleit, hierdie is 'n Suid-Afrika saak. Ons moet almal nou die optimale biosekuriteitsmaatreëls gaan toepas. Maar ons is amper by 'n punt verby wat in 'n sekere sin dit nie meer alleen gaan help nie, om nou so vinnig as moontlik entstowwe binne in beeste te kry. Dis die uitdaging. En ek dink dit is 'n belangrike punt en ons moet dalk 'n woord daaroor ook sê, Doopie. Die kwessie van Suid-Afrika se onvermoë tans teenoor waar ons 'n wêreldleier was en wêreldwyd geerken was as die leier op die gebied van die ontwikkeling van veesiektes by onderste poort. Dit is in die drein af. Dit bestaan nie. Nou kan daar 'n beperkte klein bietjies begin weer vervaardig word met 'n baie goeie enstof, maak geen fout nie, wat hulle hier ontwikkel het by die RNR, maar die kapasiteit is nie daar nie. Ons moet invoer, maar daai mense
het ook beperkings. Die Botswana een, die BVI een wat hulle van praat, is 'n waterbasis een. Hy gee vir jou net 3 maande immuniteit. Daar het weer beeste wat geënt is, het 4 maande later back and claw gekry en gevrek. So jy sit met 'n opvolgprobleem. Die een van Turkye en dan ook die een van Argentinië, Brasilië is 'n oliebasis een. Hy gee vir jou ten minste 6 maande immuniteit. En dit is nou waar die minister hom verbind het dat hy die 2 Suid-Afrikaanse agente gaan gebruik. Nou moet ons toelaat dat daai agente hierdie enstowwe inbring teen die vinnigste moontlike spoed, soos wat daai mense kan lewer. Nou, die ouens by Dionewag het nou 'n reëling alreeds 'n goedkeuring gekry na 'n gesukkel. Maar feit is, daar sal nou so in die 2de week Februarie sal daar 1,5 miljoen dosisse wees. Hulle het weer aansoek gedoen vir 'n 6 miljoen dosisse. Gistermiddag gehoor, nog nie goedkeuring gekry nie. Hulle het verlede donderdag aansoek gedoen. Dis die probleem. Daar word voete gesleep by mense wat presies dieselfde ding wat reeds goedgekeur is, maar net weer kan doen. Want hulle kan nie bestel voor die goedkeuring nie daar is nie. En dit lê by Departement Gesondheid se SAPRA. So daar moet baie druk geplaas word op daai stelsels. Daar is 'n onvermoë in sekere meganismes. En dan Design Biologics het ook nou al, ek dink 14 dae terug aansoek gedoen, ook nog nie gehoor nie. So, Joepie, dit is die bepaalde een dilemma, dat daar is meganismes in die staat wat hierdie goed blok, en ons moet dit so gou as moontlik uit die weg ruim. En daai druk plaas ons baie sterk. Positief, konstruktief, om so gou as moontlik. Ons moet nou die bedryf red, en die impak van hierdie emosionele is baie erg. Daar's ook al genoem van 'n traumalyn. Ons het al 'n jaar en 'n half so ene, en die mense kan ons kontak, en ons sê vir gemeenskappe, praat met mekaar, kontak mekaar, en maak seker, as oom Jan of oom Piet of wie ook al afgaan, gee hom onderbou en praat met ons kan traumaberading reël, dis in hand. Ons het dit in samewerking ook met 'n Afriforum. Ek sien SAI is ook nou saam met hulle, en ons het regtig sterk spanne wat mense kan bystaan om te help om hierdie aap van jou skouer in jou gemoedstoestand ten minste van jou skouer af te haal. Mense kan uitreik ook na ons toe, ook na SAI toe, ook na Afriforum toe. Dis krities. Ons moet hierdie boere op hulle plaas hou, want dis die beste boere in die wêreld. Absoluut. En dis die grootste bate wat hierdie land het, is om hierdie mense in produksie te hou, want hulle bring kos op die tafel. Benny, baie dankie. Altyd lekker om met jou te gesels. Benny van Zyl van TLU Suid-Afrika ons 'n bietjie gesels oor die nuwe raad wat bymekaar gesit is deur die minister. Maar dis al wat vir ons tyd het. Ons kuier môreoggend weer saam op Groot Plaas. Jy moet 'n lekker donderdag hê.